Goeienaand geliefdes, vir die wat op YouTube kyk, bly net vir 'n oomblik ingeskakel. Goeienaand geliefdes. Daar sê, nou gaan ons regstreeks. Laat ek net vir 'n oomblik aansgee vir die wat op YouTube kyk. Daar sê, wel goeienaand geliefdes, dit is weer Dion Allers. En dit is 'n besonderse voorreg om weer saam met julle te mag kuier. En alhoewel ek vanmiddag regstreeks was, en ek hoop die klank is reg asseblief as julle maar net kan sê in die kommentaar, vir die wie regstreeks kyk, die 27ste Maart van 2025, as julle maar net nou vir my kan sê, of die klank of julle alles kan hoor, sal ek baie bly wees. Dan wil ek vra asseblief gee die video 'n thumbs up, 'n like, en share ook asseblief hierdie video vir elkeen wie belangstel in die onderwerp, die taboe onderwerpe. En ek wil vir u sê, deur die genade van die Here is daar redelik baie terugvoer wat ons ontvang van mense wie se lewens veranderd is deur die genade van die Here. En dit is graag wat ons wil doen. Ons wil graag, jy weet, nie ons nie, maar die Heilige Gees, dat hy u lewe verander. En dit is my begeerte van my hart en die gebed van my hart is dat julle sal groei in die genade en die kennis en die wysheid van ons Here Jesus Christus. En dat daar net meer en meer sal groei wees. That God will give increase. Prys die Here. Wel, vanaand wil ek, as julle maar weer eens vir die wat regstreeks kyk en sê of my die klank reg is. Ek was nou ek dink 2 weke was ek nie hier gewees nie en dit is omrede ek die buiteland was. Ek het gegaan om die Israel toer te lei. Dit was baie geseënd en ek geniet dit so baie om Israel toere te lei en dit is my altyd 'n voorreg en 'n eer en ek waardeer dit. Right. En vanaand wil ek graag praat in hierdie taboe hoofstuk nommer 23 of episode nommer 23 oor die Malach Elohim, die engel van die Here. Ons het al gepraat in die verlede oor verskeie engele, en as die klank enigstens hard gaan dat hy disturb, sê dit van die kommentaar dat ek net kan asseblief daarop aandag gee. Maar nietemin, ons het in die verlede ons gekyk na verskillende engele, ons het baie tyd spandeer op die Malach, wat beteken engel, en natuurlik wie hulle is, en natuurlik het ons ook gekyk na die gerubs, die serafs, en ons het in redelike detail daar rondom gegaan. Eintlik wou ek 'n episode gedoen het oor vrae wat ek gehad het oor die gerubs, maar soos die Here wil in die toekoms sal ons daaroor praat as die Here wil. Maar vanaand wil ek graag praat oor, voordat ek aanbeweeg om te praat oor who was the destroyer in Egypt. En ook natuurlik, ja, wat die Bybel, baie mense sal hierdie naam gee, die doodsengel. En ek sal volgende week as die Here wil, sal ek daaroor praat. Maar vanaand wil ek praat oor die engel van die Here. Nou, ek wil julle moet oplet na die terminologie wat ek gebruik, die terme en die woord, en where the emphasis is on certain words. Die is 'n definitiewe, ek gaan dit in Engels sê, die woord die is 'n definite article. Met ander woorde, dit verwys spesifiek na iets, baie spesifieks. Die engel van die Here, praat nie van net Malach Elohim nie, maar Hamalach of engel van die Here. Die engel van die Here. En natuurlik, as ons die woord van die Here lees, julle moet maar my vergewe, ek maak maar altyd vir my baie aantekeninge voordat ek kom taboe doen, so ek kyk maar as ek hier, terwyl ek sit so deur die dag, maak ek vir my klomp aantekeninge van dinge wat ek oor wil praat. Meeste van die tyd kom ek hier by alles uit nie, ek wil amper sê al die tyd kom ek hier by alles uit nie, en mense het gevra vir 'n boekvorm, en ek sal as die Here wil in die toekoms sal ek daarby uitkom as die Here wil. Maar ek wil graag praat, soos ek sê, oor die engel van die Here. Nou die engel van die Here word baie spesifiek in die woord van die Here vir ons genoem, en dit is die engel van die Here konsep is baie sentraal ten opsigte en baie belangrik ten opsigte van om die godheid van God te verstaan. In die Engels sal ons sê the Godhead, to understand the Godhead. In die Afrikaans het ons nie 'n baie mooi woord daarvoor nie. Maar weinig in die Bybel word engele se name genoem. Ons weet van sekere engele se name, soos byvoorbeeld, ons ken vir Michael,
Ons ken vir Gabriel. Ons weet van natuurlik ander engele wat buite die Bybel ook beskryf word in ander boeke, maar is weinig dat engele se name genoem word en die rede daarvoor is ook natuurlik, engele is dienende gees, they are servants of God. So hulle voer die heeltyd God se opdragte uit op die aarde, of dit nou Cherubs is en of dit nou Cherubs is nie engel nie, maar jy verstaan my hart wat ek probeer sê, dat of dit nou die Cherubs is en of dit die Serafs is wat meer throne room guardian engele is, as ek dit so kan beskryf, en of dit nou engele is oor die algemeen, en of dit nou Gabriel is, of dit Michael is, of wie ook al is, of ander engele, hulle is daar om God se wil te doen en uit te dra. So dit word baie weinig dat die engel van die Here, die engele se name genoem word, maar vanaand, soos ek sê, gaan ek praat oor die engel van die Here, dan gaan ons kyk wat sê die woord van die Here ten opsigte van hierdie engel, want die Bybel beskryf vir ons hierdie engel in baie detail, en dan gaan ons ook oorgaan in die naamteologie, wat bedoel ek by die naamteologie? Wanneer ek daarby kom, sal ek meer daarop uitbrei en natuurlik ook, wie is die leerowerste van die leermagte hoe is the commander of the armies of heaven. So ek het reeds genoem, die engel van die Here is werklik, en hier ek wil sommer begin om te sê, die engel van die Here, ek wil eintlik begin om hierdie boek te wys, en asseblief, ek vra jou, moenie hierdie boek gaan vir jou koop en lees nie, ek sal dit glad nie aanbeveel nie, want dit is nie met 'n goeie, dit is nie vir Christene geskryf nie, verseker nie, maar hierdie boek sal ek net vir julle wys, en is 'n Jood wat, en daar so staan, early rabbinical reports about Christianity and Gnosticism. So, hy praat oor Gnosticism hier binne. Alan Segal was 'n rabbi gewees, wat ook natuurlik 'n professor was. He was a professor of religion, en hy het vir die rabbies basies gevra, waarom het ons het op 'n tyd geleer in die Torah, het ons geleer dat there's the two powers in heaven, en dit is waaroor hierdie boek gaan, en jy gaan hom in Suid-Afrika kry nie, maar nietemin is, ons het op 'n tyd geleer van die two powers of heaven, en dit het iewers skielik het dit in the first century het dit verdwyn. Hoekom was dit so gewees? Want ons het altyd die konsep gehad van there's two powers in heaven. Nou, wat ek daarby bedoel is, julle moet maar die taboe volg om te verstaan wanneer ek spesifiek by die two, wat hy noem die two powers uitkom. Ek gaan sommer sy titel gebruik, die two powers heaven, of in heaven, sal ek gebruik. Maar vanaand gaan dit aansluit by dit gaan soos 'n skakel wees by wat hy probeer sê. Wat hy basies sê is dat, weer eens, ons het op 'n tyd geteach, dat there's this two figures, two powers in heaven. Why did it disappear in the first century? And coincidentally, it was when Christianity started to spread. En wat het die gebeur? En ons kan dit duidelik sien vanuit die woord van die Here, en ek gaan baie in detail gaan daaroor in die toekoms, maar vanaand gaan ek miskien net daarin raak, want dit raak aan hierdie titel wat ek vanaand oor gaan praat, die engel van die Here. Nou, ek sien ek het aantekeninge gemaak wat eintlik dadelik in hierdie boek inspring wat ek nie nou wil doen nie, maar daar is duidelik in die woord van die Here sien ons dat wat ek vergewe my, laat ek eers by dit begin. Want my notas is bietjie vooruit, ek moes eintlik so begin het nie. Maar kom ons begin by hierdie konsep, is dat die engel van die Here, wanneer ons lees oor die engel van die Here, dan lees ons byvoorbeeld oor die engel van die Here in verskeie plekke. Byvoorbeeld, kom ons gaan na die skerm toe, en ons lees oralste van die engel van die Here, maar kom ons gaan sommer hier na Rigters toe. Ek dink dis 'n goeie plek om te begin, Rigters 2, en ons lees daar in vers 1. Nou kom ons lees dit net saam, en ons begin dit saam te verstaan. Die woord van die Here sê, toe trek die engel van die Here van Gilgal op na Bochum en sê, so net weer eens, toe trek die engel van die Here van Gilgal op na Bochum en sê, ek het julle uit Egipte laat optrek. Wag net so 'n bietjie, wat staan daar?
Die engel van wie spreek hier so? Toe trek die engel van die Here van Gilgal op na Bochum en sê, ek het julle uit Egipte laat optrek en julle gebring in die land wat ek julle vaders met 'n eed beloof het en gesê, ek sal my verbond met julle in ewigheid nie verbreek nie. Wow, hierdie is klaar 'n mondvol en jy sien, ons lees sommer net baie keer oor dit sonder om stil te staan en mooi te kyk oor wat die woord van die Here sê, maar lees weer, hy sê, ek het, die engel is in spreek, dis die eerste persoon, dis is the first person, wat aan die spreek is, en dit is die engel, en hy sê, ek het julle uit Egipte land laat optrek. So hier sien ons net een gedeelte van die engel van die Here, en hy sê, ek het vir julle gesê, ek sal my verbond met julle in ewigheid nie verbreek nie, maar julle mag geen verbond met die inwoners van hierdie land maak nie. Dis nou nadat hulle onder leiding van Josua, die Israeliete onder leiding van Josua in die land Israel ingekom het. Julle mag nie 'n verbond met die inwoners van die land maak nie. Hulle altare moet julle omgooi, maar julle het nie na my stem geluister nie. Wat het julle nou gedoen? So sê ek dan ook, ek sal hulle nie voor julle uit verdrywe nie, sodat hulle vyande vir julle sal wees en hulle gode 'n stryk vir julle. En terwyl die engel van die Here met hierdie woorde aan al die kinders van Israel toespreek, het die volk hulle stem verhef en geween. Wow. En hulle het die plek Bochum genoem en daar aan die Here geoffer. So hier sien ons die heilige naam van God, as ek my ander sagte ware net vir julle oorbring, wat vir my baie meer oopmaak, wel, kom ons gaan gou net, okay, laat ek net hier so vir julle om vergroot, dan kan julle sien, en hy sê, daar in vers 4, hoor wat sê hy. As soon as the angel of the Lord spoke these words to all the people of Israel, laat ek net hier toe bak. Ekskuus tog mense, verdra my net vir 'n oomblik. As soon as the angel of the Lord spoke these words to all the people of Israel, they lifted up their voices and wept. And they called the name of the place Bochum, and they sacrificed unto the Lord. Daai woord Lord, wat jy hierso sien, in die Hebreëus is, kom ons klik net op hom, laat hy vir ons dit uitgooi, julle almal kan hopelik hier bo in die skerm sien, is die heilige naam van God. So hy praat nie hiervan, vir die wat die taboe reeks sal weet hoekom dit belangrik is, die heilige naam van God wat julle hier bo sien. Yud He Vav He. Okay, so dit is die heilige God van Israel, God van Abraham, Isak en Jakob. So, en hulle, maar ek tog is die engel wat met hulle spreek, korrek. Jy sien, die leringe van die Ou Testament leer dat daar's twee figure soos julle net gesien het in die Ou Testament, die sienlike en die onsienlike God, soos byvoorbeeld, en om net weer julle aandag daarop te fokus, onthou julle ek het op 'n tyd, toe ek met julle gepraat oor, toe die ouderlinge saam met Moses die berg Sinai opgaan, wat het gebeur op die berg Sinai? Dat hulle het die God van Israel gesien. Onthou julle ek het die vraag gevra vir julle, maar ek tog die Bybel sê, niemand sal God sien en bly lewe nie. Wel, as julle nou die prentjie kan begin volg, sal julle sien hoe dit begin hande vat met mekaar, en Kleis hierdie rabbi se boek, wat hy die vraag vra, ons het dit geleer, ons het opgehou met dit, waarom? Nou, en om net dit weer te sê, is dat, op een gedeelte sê God, niemand sal my aangesig sien en bly lewe nie, en die woord van die Here sê dit aanhoudend, maar tog sien ons dat, hier gaan hulle op, en they have a meal with God, die elders, ons sien dit op die berg Sinai, wat hulle daar saam met die Here geëet het, en onthou wat die woord van die Here sê, ek het nog gepraat oor die lapis lazuli, die safierstene onder hulle, toe hulle daar bo op die berg Sinai is, baie interessant, baie awesome om dit te verstaan, maar hier begin ons al verskillende, ons sien al, dat, soos byvoorbeeld, hierdie in Judges en Rigters hoofstuk 2, die engel van die Here sê, ek het julle uit Egipte land uitgelei. Inteendeel, hoor wat sê Exodus 23, kom ons gaan weer na die skerm toe. Exodus, ek gebruik my hierdie sagte ware net vir hom te lees,
En hoor wat sê die woord van die Here. Nou praat die Here met sy volk en hy sê, kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit, en let op die woord engel is in 'n hoofletter gespel, jy sal dit nie op ander plekke kry nie, behalwe hierdie spesifieke engel. Hy sê, kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit, om jou op die pad te bewaar, en om jou na die plek te bring wat ek gereed gemaak het. So dit is wat die Here nou vir Israel sê, ek stuur my engel voor julle uit, die ESV sê dit vir my, as julle my sal vergewe, hy sê, behold, I send an angel before you to guard you on your way, to bring you to the place that I have prepared. Pay careful attention to him and obey his voice. Do not rebel against him, for he will not pardon your transgression. For my name is in him. Kom nou. Hy sê, neem jou in ag vir hom, hoofletter hom in die Afrikaanse ou vertaling, en luister na sy stem, wees nie wederstredig teen hom nie, want hy sal julle oortredinge nie vergewe nie, want my naam is in hom. Dit laat my baie dink aan iets soos byvoorbeeld wat die Fariseërs gedoen het, as jy kon onthou, toe Jesus hierdie man genees het, kom ons lees na in Matteus hoofstuk 9 vers 1, en nadat hy in die skei geklim het, het hy oorgevaar en na sy eie stad gekom, en hulle het 'n verlamde man wat op 'n bed lê na hom gebring, en toe Jesus hulle geloof sien, sê aan die verlamde man, sê nou goeie moed, wat sê Jesus vir hom? Jou sondes is jou vergewe. Jy wat? Jou sondes is jou vergewe. Wat doen die Fariseërs? En sommige van die skrifgeleerders het by hulle self gesê, hierdie man praat godslasterik. En toe Jesus merk dat hulle gedagtes wat hulle gedagtes was, sê hy, waarom bedink julle slegte ding in julle harte? Wat is maklik om te sê, jou sondes vergewe, om te sê, staan op en loop. Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op die aarde sondes te vergewe, toe sê hy vir die verlamde man, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. Die ander gedeelte wat hy hoekom het die, of kom ek sê, vraag so, hoekom het hulle gedink Jesus praat blasphemous, godslastering, want net God kan sondes vergewe. Dis hoekom, maar hier staan Jesus in hulle midde, en hy sê vir die man op die verlamde bed, jou sondes is vergewe, neem jou bed op en loop. En so dis net God wie sondes kan vergewe, die Fariseërs het dit ook geweet, dis net God wie sondes kan vergewe, ek en jy weet dit ook, dit wat die leerstellinge van die Katolieke is absoluut vals, niemand kan jou sondes vergewe, behalwe die Here Jesus nie, net hy kan jou sondes vergewe, maar tog sê die woord van die Here vir ons baie duidelik, in Eksodus 23, nadat hy sê, kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit om die pad te bewaar en jou plek te bring wat ek vir jou gereed gemaak het, neem jou in ag vir hom en luister na sy stem, wees nie wederstredig teen hom nie, want hy sal julle oortreding nie vergewe nie, want my naam is in hom. Maar as jy terdeur na sy stem luister en alles doen wat ek sal sê, nou begin die skrif wat ons noem te blur, want hy sê, maar as jy terdeur na sy stem luister en alles doen wat ek sal sê, sien jy die skrif begin hierso, dis asof die skrif oor mekaar begin gaan, want nou die Here praat, en hy praat nou van die engel sal jou sondes nie vergewe nie, en dis nie 'n gewone engel hierdie nie, julle gaan nou sien, maar hy sal jou sondes nie vergewe nie, want my naam is in hom, maar julle moet na sy stem luister, maar as jy deur na sy stem luister en alles doen wat ek sal sê, so die Here sit sy naam, sy heiligheid en sy teenwoordigheid in hierdie engel, sal ek die vyand van jou teestander sal ek die vyand van jou vyande wees en die teestander van jou teestanders wees. Want my engel sal voor jou uitgaan en jou bring na die Amorite en die Hethiete en die Ferisiete, die Kanaan en die Hewiete en die Jebusiete, en ek sal hulle vernietig. En so gaan die woord van die Here aan. So hier begin ons klaar sien dat daar is die engel van die Here is nie net 'n normale, dis nie net 'n gewone engel nie, hierdie is werklik, om het sommer aan die begin te sê, hierdie is
meeste ouens gebruik hierdie woord, this is the pre-incarnation of Jesus Christ. Alhoewel die konsep daarvan moontlik reg kan wees, is dit nie werklik so nie. Dit is terwille van gemaklikheid, terwille van om te kan relate, terwille daarvan om te kan op dieselfde bladsy wees, kan ons dit sê. Dat hierdie engel is nie 'n gewone malach nie. Dit is nie, malach beteken is die Hebreëse woord vir engel. Hierdie is God self. Hoekom? Want hy vergewe sondes, sy naam is in hom, luister na hom, hy sal julle okay? En ons kan aangaan, ek dink nou aan voorbeeld, daar kom nou baie skrifte na my gedagtes toe, maar ons lees byvoorbeeld weer eens in Rigters 2, net om julle gedagtes te verfris waar ons nou net was, dat julle nie vertrek, dat julle nie verdwaald raak nie. Die Bybel sê, toe trek die engel van die Here van Gilgal op na Bochum en sê, ek het julle uit Egipte, ek het julle uit, ek luister na die woord, ek het julle uit Egipte land laat optrek, en selfs in die Hebreëus is hierdie ek nog steeds daar. So dis die engel wat aan die spreekbeurt is, ek het julle uit Egipte land opgetrek, maar wacht, ek tog is die Here wat dit gedoen het. Ja, dit is die Here. Maar hier sê dit is die engel van die Here. Ja. Die antwoord is ja. Op al twee, ja. En julle gebring in die land wat ek julle vaders met die eed beloof en gesê, my verbond sal met julle in ewigheid nie verbreek nie. Maar julle mag gee verbond met die inwoners van die land, maar waar gaan hy so aan, sê die woord van die Here, soos sê ek dan ook, ek sal hulle nie voor jou uitverdryf nie, sodat hulle vanaf en hulle gode 'n stryk vir julle sal wees, en terwyl die engel van die Here met hierdie woorde aan al die kinders sal toespreek, ek meen net die feit dat die engel van die Here homself manifesteer en met die volk spreek, hier is die engel van die Here besig om met die volk te spreek, nie deur iemand, praat van, dis nie engel wat 'n boodskap gee aan 'n, nee, engel kan nie deur iemand praat nie, maar jy hoor wat ek probeer sê, dis nie asof die engel met een van die profete spreek en die profeet of die rigter sê dit nie, die engel is aan die woord. En hy sê daar, het die volk hulle, nadat hy gesê het, hulle toegespreek het die volk hulle stem verhef en geween. En hulle het die plek Bochum genoem en daar 'n altaar aan die Here geoffer, aan die Here. Hoekom? Want die Here het nou net met hulle gepraat. Maak hierdie so, begin dit sin maak, waant ons op pad is. So hierdie engel het mag om vergifnis te weerhou. Hierdie engel praat van sy verbond, wat hy met hulle gesluit het, en sovoorts. Nou, geliefdes, as jy ek kyk net na my notas hierso. As jy wat nodig is, okay, ek het gesê ek gaan oor die naamteologie praat. As jy 'n vriend het wat 'n Jood is, sal jy baie keer hoor hulle sê die woord Hashem, H-A-A, Shem. Shem beteken naam, Ha beteken die naam. Nou, dit is wat ons noem naamteologie. Nou, hoekom hulle dit sê, is die rede hoekom die Jode nie God se naam op sy heilige naam sal noem nie, is vir respek natuurlik. So, hulle sal sê Hashem, toe ek nou weer in Israel was, hoor hulle te Hashem, of Adonai, maar hulle sal selfs dit, sal hulle versigtig wees om te sê, maar Hashem, as hulle praat van God, Hashem, dis die hele tyd Hashem, die naam. Nou waar kom dit vandaan? Wel, kom ons kyk bietjie na Jesaja 30, en dan gaan julle nou verstaan, as ons al die punte bymekaar bring, na Jesaja 30, wat die woord van die Here sê, laat ek het so toe gaan, Jesaja 30, en daar in vers 27, hoor wat sê die woord van die Here, kyk, die naam van die Here kom van ver af, so hierso sien ons die naam van die Here, die naam van die Here kom van ver af, sy toorn brand, swaar wolke kom op, sy lip is vol grimmigheid, en sy tong is 'n verterende vuur, en sy asem, so van wie praat hy hier? Praat hy van die Here self, of praat hy van die naam van die Here? En die antwoord is, wat ook al jy nou geantwoord het, is korrek. Want of ons nou oor die naam praat, en of ons oor die teenwoordigheid van die Here praat, en of ons oor die engel van die Here praat, wat volgens Exodus 23,
die Israeliete uit Egipte land uitgelei het, na die beloofde land toe, is dieselfde. Kyk, die naam van die Here kom van ver af, sy toorn brand, swaar wolke kom op, sy lippe is vol grimmigheid en sy tong is soos 'n verterende vuur en sy asem soos 'n oorlopende stroom wat tot by die nek kom, om nasies te sif van vernietiging, om 'n toom wat verkeerd stuur is in die kakebene van die volke. En so gaan hy aan en aan en aan en hy praat van die Here God. Maar hoekom begin hy om te sê die naam van die Here? Wel, as jy gaan lees wat die woord van die Here sê oor die naam van die Here, dan sal hy ook praat byvoorbeeld in die boek van Samuel. Ek gaan nie nou al die skrifte te blaai nie, julle kan self julle eie studie gaan doen, dan sal hy sê die verbondsark waaroor die naam van die Here uitgeroep is. So die punt wat ek probeer maak is, voordat ek nou aanbeweeg, is natuurlik dat die naam van die Here is dieselfde as die Here. Ek meen, dit is, die rede hoekom ek dit noem is net en die rede hoekom ek hierop hamer, as ek dit so mag sê, is dat jy kan verstaan, as ons praat van die naam van die Here, praat dit van die Here. Is dit nie so nie? En dat die naam van die Here is in die engel van die Here. Eksodus 23. So, ons gaan nou bietjie verder kyk wat sê die woord van die Here rondom dit, maar so of die Here praat van sy teenwoordigheid wat Israel uit Egipte land uitgelei het, of die engel van die Here wat hulle uit Egipte land uitgelei het, of God self wat hulle uit Egipte land uitgelei het, die antwoord is ja. Dit is presies dieselfde, dit is God. Dit is die Godheid wat Israel uit Egipte land uitgelei het. Ok, so ek hoop dit help julle ook om iets beter te verstaan. Kom ons gaan na Genesis 31, kyk ons gaan na Jakob se verhaal. Genesis 31, hoor wat sê hy daarso in vers 11, vanaf vers 11. Nou hier is die geval toe Jakob van Laban afgevlug het. Voordat hy van hom af weggevlug het, lees ons dat hier in vers 11, hoor wat sê hy. En die engel van God sê vir my in 'n droom. Kom ons lees dit eintlik net om die konteks te kry. En die Here het aan Jakob gesê, gaan terug na die land van jou vaders en van jou familie en ek sal met jou wees. Ok, so die Here praat met Jakob hierso. Toe stuur Jakob en laat Rachel en Lea veldroep na sy kleinvee, want hy gaan nou vlug van Laban af. En sê vir hulle, ek sien dat die aangesig van julle vader teenoor my nie meer is soos van gister en eergister, maar die God van my vader was met my. Ok, stop net daar. Wat was dit hierna toe gelei het? Jakob het vir 7 jaar vir Laban gewerk, toe triek Laban hom, want hy het gedog hy gaan met Rachel trou, want dit is hoekom hy vir haar gewerk het vir 7 jaar. Dis vir 7 jaar. En hy toe met daai aand toe hy ingaan by haar, en ons weet wat dit beteken, toe hy gemeenskap met haar gehad het, die volgende oggend toe hy nou sien, wie is dit, toe hy kon duidelik sien, toe sê die woord van die Here, dit was Lea. Toe gaan hy na Laban toe sê, luister, dit was nie my ooreenkoms, ek het 7 jaar vir jou gewerk vir jou dogter Rachel. Toe sê hy wel, dus in hierdie geval werk het nie so by ons nie, jy moet maar eers die oudste ene trou. Toe werk hy vir nog 7 jaar, so hy het 7 jaar vir Rachel gewerk, maar hy toe triek Laban hom met Lea, so toe werk hy 'n verdere 7 jaar, toe sê hy, ok, ek soek vir Rachel, ek gaan met haar, jy weet, dis my vrou, ek wil met haar trou. Toe werk hy vir nog 7 jaar, en so altesaam kom ons natuurlik by 14 jaar, wat hy gewerk het vir Laban. En toe sê hy vir Laban, toe hy die 14 jaar verby is, toe sê hy vir Laban, luister jy, ek wil nou graag met jou 'n ander ooreenkoms aangaan. En julle kan dit gaan lees op julle eie vrye tyd in Genesis 30 en 29. Julle kan dit gaan lees wat die woord van die Here sê. Ek wil net kyk waar ek wil vir julle presies sê wat se gedeelte julle kan gaan lees. Maar hy het wat Jakob gedoen het is, ja, Jakob het met Laban toe 'n verbond gesluit en vir hom gesê, luister hierso,
Ek het nou klaar 14 jaar vir jou gewerk, so ek wil graag van jou kleinvee wil ek graag hê, en wat ons gaan doen is, dat ek gaan omwille vir julle in die skerm, ek hou daarvan om vir mense die agtergrond te gee. En nadat Rachel Josef gebaar het, sê Jakob vir Laban, laat my trek dat ek na my woonplek, na my land kan gaan. Gee my vrou en my kinders waarvoor ek jy gedien het, dis nou daar die 14 jaar, dat ek kan gaan, want die weet self hoe ek jy gedien het. Daarop antwoord Laban hom, as ek nou guns in die oog gevind het, en ek het waargeneem dat die Here my om jou en wil geseën het, verder sê hy, bepaal vir my jou loon en ek sal het vir jou gee. So nou sê Laban vir hom, luister die, bepaal vir my, hoe wil jy betaling hê? Bly nog 'n bietjie langer by my, en dan sê vir my, hoeveel wil jy hê vir 'n betaling hiervoor? Toe antwoord is nou Jakob, antwoord nou vir Laban. En hy sê, u weet self hoe ek jy gedien het, en wat u vee by my geword het. Want min was dit wat u voor my koms gehad het, en dit het sterk vermeerder. Met ander woorde, hy sê net, die Here het u geseën as gevolg van my. Dit is wat hy nou vir Laban sê. Hy sê vir hom, nou, hy vra, wat moet ek jou gee? Toe antwoord Jakob, u hoef my niks te gee nie. As u hierdie ding vir my wil doen, wil ek weer u kleinvee oppas, ja, versorg. Hy sê, luister, ek wil verder jou kleinvee oppas en het versorg. En hy sê, en ek sal vandag deur al u kleinvee deurgaan en daaruit al die gestippelde en die bondvee uitkeer. Al die vee onder die skaaplammers wat swart is en die bontes en die gestippeldes onder die bokke, dit moet my loon wees. Wat hy vir hom sê is, luister, al hierdie gekleurde bokke en skape, ek sal dit uitkeer en dan sal dit my loon wees. En toe sê hy vir hom naderhand, die wat die bokke baar ook, as hulle die gestippeldes en die bontes baar, dan dit sal my loon wees. En wat het Jakob gedoen? Hy het toe natuurlik populier stingel geneem, en die woord van die Here sê, daar so sê hy dit. Toe neem Jakob vir hom 'n groen latte van populier, amandel en plataanhout, en hy skil daarin wit strepe, sodat die wit van die latte uitkom. En hy sit die latte wat hy geskil het, vlak voor die vee in die trogge, in die drinkbakke, waar die vee kom drink het. En hulle het verhit geword as hulle kom drink. So, hier is iets bonatuurlik besig om te gebeur. Wat is Jakob besig om te doen? Hy skil hierdie populier, kom ons sê, dis 'n stok. Dis 'n stok wat hy, nou net om het eenvoudig te maak, so 'n stok wat hy vat en hy skil vir hom sulke strepe uit en sulke weet laat dit nie meer groen of bruin is nie, maar dat jy die wit daarvan kan sien. En as die vee kom drink, druk hy daai stok in die bak in. En dan raak die vee hit op verhit. En wanneer hulle verhit word, dan baar hulle gestippeldes. Met ander woorde, dit wat hulle gesien het. En daar's 'n preek daarin, awesome preek. Maar dan baar hulle wit gestippelde lammetjies ensovoorts, né? Die hele tyd, dan en as die ander kom, Laban se vee kom, wat nie so is nie, haal hy die latte uit die trogge uit en laat hulle drink. Maar as Jakob se vee wat hy gesê het, hy wil as hulle kom drink, dan druk hy die stokke voor hulle oë in die trogge, laat hulle drink, en dan forceer hy hulle om na hierdie stok te kyk. So dis maar net vir interessantheid, die agtergrond, iets bonatuurliks wat besig om te gebeur, want die Here is met hom. En Laban het naderhand so jaloers geword, en hy het gesê, kyk hoeveel vermeerder jy, kyk hoeveel vee kry jy, want die Here was met Jakob gewees. En Laban kom en sê, okay, wag, as ek verander dit nou, jy kan nie meer die gestippeldes kry nie, maak dit nou net die gewone, as jy weet, net wit of so. En dan sê Jakob, okay, is reg. En al wat hy doen is, hy is, as hulle kom drink, jy kan die verhaal self gaan lees, dan doen hy wat ook al hy gedoen het, en dan baar hulle net wit. Die Here was met Jakob gewees. En Laban raak toe baie ongelukkig, want ek meen, dan verander hy heeltyd Jakob so, dan sê hy, okay, nee, die bond, want dan sien hy, dis nou net bontes en gestippeldes wat gebaar word, dan sê hy, okay, nee, wag, ek verander my kontrak met jou, kom ons maak dit andersom, ek vat nou hierdie, en wat nou weer gaan gebaar word, ek vat dit, en dan kan jy die pleines kry, en dan as Laban dit doen, dan kry Jakob nou weer, dan baar hierdie klomp, en hulle kry net gewone plein skape en bokke ensovoorts. So dit is die agtergrond, en Laban was toe
baie ongelukkig gewees, want hy sien toe hoe groot en sterk Jakob se loon word. En op 'n tyd sê Jakob, "Jog, nee, Laban se aangesig het verander teenoor my. Die Here was met my en ek gaan nou vlug." En hy gaan sit daar in die veld. En hy sê vir sy vrou, "Kom na my toe." En die woord van die Here sê vir hom, uit Rachel en Lea laat roep ensovoorts. En hy sê, "Ek sien dat die aangesig van julle vader teenoor my nie was soos gister of eergister nie. En julle weet self dat ek met al my krag julle vader gedien het." Hy het altesaam 20 jaar vir Laban gedien. Maar nietemin, as hy die gestipel, nou kan jy gaan lees, as hy sê die gestipel sal jou loon wees, dan gaan hy so aan. En dan sê hy hierdie woorde. Nou kom Jakob en hy sê, "En die engel van God sê vir my in die droom, Jakob, en ek antwoord, hier is ek." En hy sê, "Slaan jou oë op en kyk, al die bokramme van..." En hy sê, "Slaan tog jou oë op en kyk, al die bokramme wat die kleinvee dek is gestreep, gestippeld en bont, want ek het alles gesien dat Laban jou aandoen. Ek is die God van Bethel waar jy die gedenksteen gesalf het, waar jy aan my 'n gelofte gedoen het. Maak jou dan nou klaar en trek weg uit hierdie land en gaan terug na jou geboorteland." OK, nou is onthou, ons is nog heeltyd besig met die engel van die Here. Wie is aan die woord hierso? So in die eerste plek sien ons dit was die engel van die Here wat vir Jakob gesê het, laat die gestippel is, skil die populier, sit hom, en as hy gestippel is kry, en dan die engel van die Here het met Jakob gespreek. Maar hoor wat sê hy hierso. Ek gaan net weer dit lees, dat julle net verstaan. "En die engel van God sê vir my in 'n droom, en die engel van God sê vir my in 'n droom." So, wie is aan die woord? Kan enigiemand vir my sê, wie is aan die woord hierso? In die comments, skryf daar, wie is aan die woord hierso? En as jy nog nie, of as jy nou laat ingeskakel het, like hierdie video, share hom asseblief. Maar sê vir my, wie is aan die woord? Wie spreek hierso? Wie het met Jakob hier gespreek? Volgens vers 11, dit wat gehighlight is op die skerm, ek weet nie of die of waar bietjie latency is, nie, maar die Bybel sê, die engel van God, die engel, meeste van julle sê God, ander sê die Here, iemand het gesê die engel van die Here, en julle almal is reg. Of jy nou gesê het, die Here of die engel van die Here, jy is reg. Maar kom ons lees weer wat sê vers 11. "En die engel van God sê vir my in die droom, Jakob, en ek antwoord, hier is ek. En hy sê, slaan tog jou oë op en kyk, al die bokramme wat die kleinvee dek is gestreep, gestippeld en bont, want ek het alles gesien wat Laban jou aandoen." OK, so wie was aan die woord? Die engel. Nou sê hy hierso, ek is die God van Bethel, waar jy die gedenksteen gesalf het, waar jy aan my gelofte gedoen het. So is dit die engel van God nou, of is dit God? En die antwoord is, ja. 100% korrek. Die antwoord is, ja. Die engel van God, en God, kan ons duidelik sien, dit is nog steeds, dis twee verskillende wesens, as ek dit in nederigheid mag sê, en in hoë respek, twee verskillende, maar dieselfde een. Dis waar die konsep van die drie-eenheid begin om te vorm. Ek weet hier is 'n onpopulêre teaching, die drie-eenheid, vandag is dit, ek gaan nog by dit uitkom. Dis waantoe ek op pad is. Maar hier in die Ou Testament, ek sê nog altyd, die heel beste, waar jy die drie-eenheid die beste sien van God, die godheid is in die Ou Testament. En ek wys julle vanaand gedeeltelik skrifte, alhoewel ek oor die engel van die Here praat, raak dit aan die godheid, the Godhead, die godheid, as ons sê die Godhead, bedoel ons die God, die triune God, okay? Maar alhoewel dit twee verskillende wesens is, want onthou weer eens wat het gebeur op Sinai,
Niemand mag God sien en bly lewe nie, maar tog het die 70 ouderlinge saam met Moses God gesien en geëet en gelewe. Wat gaan hier aan? Is hier nou 'n contradiction in die woord van die Here? Nee. Dis omdat jy nie dit you do not see, or you see it, but people choose not to see it, or rather they read over it. Okay, so dit is wat maar duidelik sê die woord van die Here hierso in vers 13, dat I am the God of Bethel. Maar net voor het sê hy, that the angel of the Lord spoke. So, dit is een en dieselfde. Wat gebeur net na hierdie geval? Nou is Jakob op pad na die beloofde land toe en hy moet iemand ontmoet. Onthou julle, wie moet hy ontmoet? Hy gaan iemand teekom wat hy nie graag wil teekom nie. Sy broer Esau. Sy het sy broer Esau voorheen bietjie ingedoen. Onthou julle met die geboortereg ensovoorts. En ons lees hier in hoofstuk 32. Jakob het ook verder gereis en die engele van God. Hier praat hy van die engele. Dit is nie dieselfde engel nie. Hoor mooi, want hier is die engele, die malachim, die engele van God. Hierdie is nie die engel van God nie. Die engel word meeste van die tyd, of ek wil amper sê al die kere in die ou vertaling met die hoofletter gespel. So hierdie is net engele, net gewone engele. Jakob het ook verder gereis en die engele van God het hom ontmoet. Toe hy hulle sien, sê Jakob, dit is 'n leer van God, en hy het die plek Mayanim genoem. En Jakob het boodskap uitgestuur voor hom uit na sy broer Esau in die land Seir, die landstreek van Edom, en ons was nou onlangs daar gewees in Edom. En so gaan hy aan, en dan lees ons bietjie verder aan wat hier gebeur het. En ons lees hier in vers 22. Jakob is in benoudheid, want hy onthou wat hy Esau aangedoen het, en hy weet nie wat Esau aan hom gaan doen, hy weet nie of Esau hom gaan stenig en hom doodgemaak met die swaard ombring, hy weet nie wat Esau gaan doen nie, en daai aand gaan Jakob in ernstige gebed in. Is julle almal nog met my? Sê net halleluja of amen, maar anyway, en daai aand gaan hy in ernstige gebed in, en hy begin om te bid, en kom ons lees daarvan. En hy het dieselfde nag opgestaan en sy 2 vroue en sy 2 slavinne en 11 kinders geneem en deur die drif van die Jabok getrek. Dis die Jabok rivier, het hulle gestuur. En hy het hulle geneem en hulle deur die rivier laat trek, ook laat deurtrek wat aan hom behoort het. Maar Jakob het alleen agtergebly. En hoor wat sê hy nou. En 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. Kyk na die woord daarso, die woord en 'n man. Dis 'n hoofletter. En 'n man. Onthou nou hierdie woord. En 'n man. And a man. Ek dink dis wat die ESV ook gaan sê. And Jacob was left alone and a man wrestled with him until the breaking of day. En 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. Okay. Stop daar. Wat gebeur in die vorige hoofstuk? Hoofstuk 31 lees ons daar in vers 11 tot 13, dat Jakob, die engel van die Here het aan Jakob gesê, die gebond tussen die stippel is, en dan gaan hy aan en sê in vers 13, want ek is die God wat jou by Bethel ontmoet het. Okay, duidelik is dit God, is hierdie engel, hy's God ook, okay, duidelik. Nou gaan ons aan, nou sien ons hier in hoofstuk 32, begin ons om te sien dat Jakob het afgetrek en hy sien engele van God en hy sê, dis die leer, met ander woorde, iets the armies. Dis wat hy nie, onthou wat ons nou net gelees het, daar in vers 1, hoor wat sê hy, and Jacob went on his way, and an angel of God met him, and Jacob saw them, and he said, this is God's camp. Hy sê, hierdie is God se kamp, en eintlik die korrekte term daar is, this is the armies of the host, this is God's army. Okay, maar dan gaan ons verder aan, en lees ons hierso, dat Jakob het agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. So onthou net al hierdie termes. En toe hy sien dat hy hom nie, nou kom ons kyk na, en toe hy sien, wie's hy? Die man. Toe die man sien dat hy vir Jakob
nie kon oorwin nie, slaan hy die man vir Jakob op sy heubeen, sodat die heubeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Toe sê hy, die man, laat my gaan, want die dag het gebreek. Maar hy, kleinlettery, Jakob antwoord, ek sal u nie laat gaan, teensy dat u my seën. En hy, hooflettery, die man, vra hom, hoe is jou naam? En Jakob antwoord nou, en hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, dis nou die man, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God. Want jy het geworstel met God. As kies tog, met wie het Jakob geworstel? Met 'n man. Is dit nie wat hy sê daar in vers 24 nie? Is dit nie wat hy sê nie? Vers 24. En 'n man het met hom geworstel. Is dit nie wat hy sê nie? En toe Jakob met hom worstel, nou worstel Jakob met hom. So hy is die worstelaar aan. Hy is in die worsteling. En die man, hy hou vas, Jakob hou vas aan hierdie man en hy sê, ek sal u nie laat gaan as u my seën nie. En hy sê, laat my gaan. En hy sê, ek sal u nie laat gaan nie voordat u my seën nie. En hierdie man vra, wat is jou naam? Het die man nie geweet wat Jakob se naam is nie? Nee, die man het geweet wat Jakob se naam is. Het gaan nie daaroor nie. Want daar het sy naam verander. Dis hoekom. En hy sê, van wat is jou naam? Hy sê Jakob. Wat kan vertaal word ook as Jakob, heel catcher, ook as deceitful. Kan ook so vertaal word. En hy sê vir hom, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar jy sal genoem word Israel, want jy het met God geworstel. Wow, is dit nie awesome nie? En met die mense het oorwin. Daarop vra Jakob en sê, nou vra Jakob, ek het nou gehoor, ek het met God geworstel, maak tog u Shem, naam, bekend. En hy antwoord, waarom vra jy tog na my naam? En hy het hom daar geseën. En wat doen Jakob? Toe Jakob hom gevra het, toe die engel vir hom gevra het, of die man vir hom gevra het, ander vertaling sê, the angel of the Lord, en hy het hom daar geseën. Toe noem Jakob die plek Peniel, El is verwys na God, is Hebreëus God, toe noem hy Jakob die plek Peniel, want hy het gesê, ek het God gesien, van aangesig tot aangesig. En tog is my lewe gered. Is hierdie nie awesome nie? So, as lees te vinnig oor hierdie skrifte, mense. Ek wil kyk of sê hy, hy sê nog steeds, dat hy so met 'n man, Jacob called the name place, Peniel saying, for I have seen God face to face, and yet my life has been delivered. Ek tog, niemand kan God van aangesig tot aangesig sien en bly lewe nie. Hallo, dis wat hierdie ou ook gevra het, hierdie rabbi, toe ek in die begin was, in die begin vir julle gesê het. Hy het ook gevra, ek tog, en tog sien ons dit in die woord van die Here, because there is. Begin julle die prentjies, begin julle die skakels in mekaar sien vanuit die Ou Testament uit. Maak dit nou, begin dit vir jou sin maak. So dit was 'n fisiese worsteling wat uit van daar af het hy mank geloop. En dit is wat ons sien natuurlik hierso in vers 30, dat hy het die plek
Peniel genoem, want hy het gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien. So wie is daardie man? Hy is God. Nou Hosea brei hierop uit, in Hosea 12, daar in vers 3. Kom ons lees vanaf vers 2. Efraim hou hom besig met die wind en hy agtervolg die oostewind. Die hele dag vermeerder hy leeu's. Nou soms kan die woord van die Here praat van Efraim, dan is dit eintlik sinoniem met Israel. Soms gebruik die woord Efraim, die woord van die Here in die Ou Testament, woord Efraim, en hy maak dit sinoniem met Israel. Partykeer praat hy van Jakob as Israel. En jy weet, die woord van die Here gebruik verskillende terme. Efraim hou hom besig met wind en agtervolg die oostewind. Die hele dag vermeerder hy leuns en geweld en hulle sluit 'n verbond met Assur, terwyl olie na Egipte gevoer word. Die Here het ook 'n twis met Juda, en hy sal besoeking oor Jakob doen volgens sy weë, hom vergelde na sy dade. Nou, so hy praat hier van Jakob, hy het Jakob 'n besoeking doen volgens sy weë, en natuurlik praat hy van die man Jakob, maar hy praat ook van die volk Jakob, want Israel word soms Jakob genoem. In die moederskoot het hy sy broer by die hakskeen gehou. Wie het dit gedoen? Dit was Jakob, dis wat Jakob beteken, is heel catcher. So, een van die maniere hoe jy dit kan vertaal. En hy het sy broer by die hakskeen gehou, dis vir Esau, en in sy manlike krag het hy met God geworstel. So, dit is duidelik nou al vanaf Genesis 32 dat het God is. Maar nou sê vers 5, ja, hy het met die engel geworstel en die oorhand gekry. So wie is dit nou eintlik? Hy het geween en hom gesmeek. By Bethel het hy hom gevind en daar het hy met ons gespreek. En die Here God van die leerskare, Here is sy naam. Kom ons maak maar ander sagte ware oop, wat hierdie net bietjie ons beter kan wys. Ek hoop julle kan hier so sien. The Lord has kyk nou net saam met my hierso. Daarvan op vers 2. Kom nou man. The Lord has indictment against Judah, and he will punish Jacob according to his ways. He will repay him according to his deeds. So weer eens die volk Jakob, maar ook praat hy van Israel, maar hy gaan nou spesifiek oor Jakob praat. In the womb, he took his brother by the heel, and in his manhood he strove with God. So Jakob het waar dit gebeur, in Genesis 32, toe hy aand met God geworstel het. He strove with the angel and prevailed. So, nou sê hy, dis die angel. And he wept and sought his favor. He met God at Bethel. Ek het nou nie dit vir julle gelees nie, maar voordat Jakob gevlug het na Laban toe, het hy God ontmoet by Bethel. And there God spoke with us. The Lord, the God of hosts. The Lord is his memorial name. Kom ons kyk wat sê hy, daai the Lord, wat is dit in die Hebreëus? Yod-Heh-Vav-Heh. Yod-Heh-Vav-Heh, dis die heilige naam van God. Met ander woorde, my geliefde boetie en sussie, die naam van God, as hy sê, die naam van die engel, my naam is in hom, Exodus 23, julle moet onthou, julle moet notas maak, die naam van God, die engel van die Here, ensovoorts, dis dieselfde. As jy vir my sê, want nou sê Genesis 32, 'n man het met hom geworstel, en toe hy vir die man vra, sê vir my, wat is u naam? Toe sê hy, hoekom vra hy na my naam? In Simson se geval het hy vir hom gevra vir
vir Simson se pa, hoekom vra hy na my naam terwyl hy wonderbaar is? En vir Gideon, as julle vir Gideon ook kon onthou, het die engel van die Here aan hom ook verskyn. Hoekom vra hy na my naam terwyl hy wonderbaar is? Miskien moet ek so toe gaan. Dan wys ek gou vir julle waar hy met Gideon. Hoekom vra hy na my naam en was 'n engel van die Here gewees? En inteendeel, ja, kom ons gaan gou so toe, maar net om vinnig met julle hierdie te deel. So dit is die man, maar later sê hy, dis God wat hy mee geworstel het. En toe noem hy in plek Peniel, want hy sê hy het met God geworstel van aangesig tot aangesig gesien. Hosea brei daarop uit, en hy sê, hy het met God geworstel, en, hy het met God geworstel, en hy het met die engel geworstel. Dis wat hy nou net hier gesê het. En daai engel se naam, daar sien julle dit self, dis nie ek wat dit sê nie. He strove with the angel and prevailed, he wept and sought favor, he met God at Bethel, and there God spoke with us, the Lord of hosts, en hy dis in alles in hoofletters, the Lord is in hoofletters, the Lord, dit is die heilige naam van God, Yod-Heh-Vav-Heh. Yod-Heh-Vav-Heh. Jahwe. Amen. Ek hoop dit begin vir julle iets oopmaak. Nou, ek kan nog gaan ek gaan nie so toe nou gaan nie. Ek wil begin om af te sluit, maar voordat ek afsluit, wil ek vir julle nog 'n skrifgedeelte wys. In Rigters hoofstuk 5. Nee man, Joshua hoofstuk 5. Joshua hoofstuk 5. Nou, wat gebeur het is, Joshua is die aand, voordat hulle die beloofde land intrek, voordat hulle Jericho vernietig, hoor wat sê in vers 13, en terwyl Joshua by Jericho was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard, hierdie gaan volgende week belangrik wees, met 'n ontblote swaard, in sy hand, en Joshua het na hom gegaan en hom gevra, behoort hy by ons, of by ons vyande? En hy sê nee, maar ek is die leerowerste van die Here. I am the commander of the armies of the Lord. Ek het nou gekom, en toe Joshua dit val, hoor wat gebeur, toe val Joshua met sy aangesig op die grond, en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy diensknegt sê? Wie was dit gewees? Dit was die engel van die Here wat hier gestaan het, die commander. En hy sê, toe sê die leerowerste van die Here vir Joshua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilig. En Joshua het so gedoen. Connect dit jou met 'n ander skrifgedeelte in Exodus. Maak dit vir jou aansluitingspunt. Ja, toe Moses dit ook moes gedoen het. So hierdie, the commander of the army of heaven, is the angel of the Lord, but it's God himself. It's exactly wat hierdie ou se vraag was, en hoekom ek glo slaaplose nagte gehad het. Why did we teach it and do not teach it anymore? Jy kan maklik 'n Jood so vir die Here wen as jy hom na hierdie skrifte toe vat, en vir hom sê, jou skrifte sê uitdruklik. En kom ons gaan net na Genesis 22 toe, en dan wil ek begin volstaan. Hoor wat sê die woord van die Here. Genesis 22, ons weet wat gebeur het. God het aan Abraham, God het op Abraham op proef gestel, en hy het vir hom gesê, gaan offer op die berg Moria. Toe sê hy, dis nou God, vir Abraham, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, net so terloops, hoor wat sê die terminologie van God se woord hier. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste. Dadelik moet jy 'n vraag vra. Was Abraham se seun Isak sy enigste? Hy sê daar, en hy sê, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah. Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah. Het Abraham net een seun gehad? Kan iemand van die kommentaar iets sê? Het Abraham net een seun gehad? Dink mooi. En dan, as julle iets rondom dit weet, ek wil net, hoekom ek dit doen, is ek wil net 'n bietjie interaksie van die gehoor hê. Dit is my lekker om met julle interaksie te hê.
Het Abraham net een seun gehad? Dis my vraag aan julle. Het hy net een seun gehad? En onthou, God is hier aan die spreek. Nie Abraham nie. God is hier aan die spreek. En hy sê vir hom, vat jou seun, take your only son whom you love, Isaac, and go to the land Moriah. Het hy een seun gehad? Nee, hy 2. Maar Isaac, in God se oë, was daar net een seun. His only beloved son. Dit sluit aan by God sent his only son. Does God have... Onthou het ons gepraat het van die seuns van God. Maar wat maak dit? Dit maak dit dat Jesus is uniek. Monogeneus, daar is 'n Griekse woord, wat beteken eksklusief en 'n spesiale seun. So in God se oë. Ek net terloops, hierdie was nou nie deel van die vanaand se oefening gewees nie. So, maar ja, net soos dat Jesus die beloofde seun en die enigste seun was Abraham, in God se oë ook sy enigste seun, Isak. En gaan na die land Moriah en offer hom as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal en 2 van sy dienaars, sy seun Isak geneem, saam met hom geneem en hy het hout gekloof vir die brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die 3de dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit. En mense moet nie dink Isak, ek het 'n preek oor Isak en Ismael. Ismael was die ander seun van Abraham, maar God se oë was Isak alleenlik die seun gewees. Maar ek het 'n preek oor net Isak en Ismael, of hy is op YouTube. Isak hier was nie 'n klein seun nie, hy was ongeveer 30 jaar oud gewees, hierso, maar nie toen. Het hy brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle 2 dan saamgeloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun, en hy sê, hier is die vuur vir die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle 2 dan saamgeloop. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, Abraham daar die altaar gebou en reg gelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om die seun te slag. And he really meant business hier. Jy kan gaan lees in Romeine 4, hoe Abraham op sy geloof was hier gewees. Hy het nie hy was reg om regtig sy seun te offer. God het Abraham op die toets gestel, maar daar's 'n ander rede ook daarvoor wat ek moet nou nie sidetrack raak nie. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes en sy seun te slag. Maar die engel, sien julle weet, Malacha Elohim, maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun en jou enigste van my nie teruggehou het nie. Wow. Wie het vir hom die opdrag gegee om te gaan? Om sy seun te gaan offer? Wie het die opdrag gegee? God. Die volgende oomblik, toe roep die engel, toe hy besig was om as Isak wou slag, toe roep God, die engel van die Here uit die hemel uit. Ons sê God, ja, die antwoord is ja, maar toe roep die engel van die Here uit die hemel uit en sê, Abraham, moenie, en toe sê hy, hier is ek, toe sê hy, nou weet ek dat jy God vrees, klink soos in die tweede persoon gesprek, jy sien weer eens, presies wat dat die Rabbiese vraag was, en hy sê, nou weet ek dat jy niks van my teruggehou het nie, dat jy jou enigste nie van my teruggehou het nie, en hy praat van homself, en onthou jy toe Joshua op die grond gestaan het, toe die engel, toe die commander, die leerowerste van die Here daar gestaan, en Joshua het sy skoene uitgetrek. So, ek wil vanaand begin, ek wil afsluit, want ek het nog baie goeders om te sê, maar ek gaan dit nie sê nie, volgende week sal ek aangaan met dit, ek het baie goed om nog te sê.
En dis ook wat goed sal wees om dit in 'n boekvorm te sit, is dit nie? So, wat ek vanaand met julle oor praat, is dat natuurlik die engel van die Here, die teenwoordigheid van die Here, die naam van die Here, en God self, dat julle kan verskil, veral as dit kom by die engel van die Here, wat gesê word is God, ons het dit nou vasgestel deur skrif, nie deur boeke of iets nie, deur die skrif te gaan kyk, ons het net vanaand na die skrif gekyk, en ons het net na dit gekyk, en ons het gesien dat die Bybel noem, die engel van die Here, noem hy somtyds God. God, in die hoofletter, veral in Hosea 12, vers 1 tot, julle kan gaan lees wat ek nou gelees het, tot by vers 4, wat hy sê, dat sy gedenknaam is the Lord, in die hoofletters, Yahweh, is God se naam. En om te dink, dat daar is hierdie, en weer eens sal ek hiermee volstaan, dat hier is hierdie twee, dis presies hierdie, wat hierdie boek sê, wat hierdie rabbi sê, en onthou hierdie is nie 'n Christen nie, moet ook nie hierdie boek lees nie, vir julle wat laat ingeskakel het, moet nie hierdie boek lees nie, maar, wat ek probeer sê, is dat hy het die vraag gevra, ons het op 'n tyd, ons het op 'n tyd geteach, dat daar's twee, ons sien dit duidelik in Daniël 7, en in vreeslike baie ander skrifgedeeltes, ek het net gedeeltelik vanaand deur dit gegaan, dat daar's twee, wat hy noem kragte in die hemel, the two powers in heaven, die twee kragte, die twee Yahweh figure in die hemel, wat ons sien, duidelik, hoekom het ons opgehou dit leer, en waarop hy gevolgtrekking kom is, coincidentally, in the first century, when Christianity started to spread, that is when we stopped teaching it. Is dit nie awesome om dit te besef nie? Ek weet dit is miskien 'n bietjie groot om jou, it's big to wrap your head around it, maar doen self julle huiswerk en gaan kyk of wat gepreek is, die waarheid is. Moenie net alles glo nie. Ek meen, geliefdes, ek het vanaand vir julle die skrif, net uit die skrif uitgewys. Ek het nie uit myself uit, of weer eens uit 'n boek uit, ek het nie een keer uit hierdie boek uitgequoteer, of enigiets, of ek het nie uit 'n boek bedoelend, ek het hier uit die Bybel uit, moet ek eerder sê, het ek vir julle probeer wys wie die engel van die Here is. En hoekom dit so belangrik is om te verstaan, want ons is in hierdie reeks besig met die engel van die Here, met die engele, die leerowerste, die engel van die Here, cherubs en serafs ensovoorts, is ons besig met 'n pad om te stap, om eventueel iewers uit te kom, maar ek hoop julle geniet hierdie taboe reeks, ek hoop julle waardeer dit, dit is vir my natuurlik, ek kan aanhou gesels, net vanuit die Ou Testament en vir julle, dit is vir my 'n passie, maar om vir julle alles te wys, en ek sal vir julle sê, jy kry groter waardering vir die Nuwe Testament, as jy die Ou Testament verstaan, soos dat ek probeer om dit nou gedeeltelik, in konteks van vanaand se boodskap, probeer ek 'n bietjie om daaroor te gesels. En ek het nog veel gehad om te sê, ek het nog gepraat oor Stefanus, wat gestenig was in Handelinge 7 vers 30 en 31, wat hy gesê het, wat Moses gedoen het, en sovoorts, en die engel in die brandende bos, maar tog het God na hom toe uitgeroep, en wat gaan daar aan, daar's duidelik twee figure aan, maar, wat ek probeer by uitkom, is, dat julle moet verstaan, dat die woord van die Here maak het vir ons duidelik, en ek hoop julle het geniet. Die Here seën vir julle, en asseblief, as julle kan, ondersteun ons bediening, ons waardeer dit baie, asseblief julle bydra, elkeen se bydra help, en die Here seën vir julle, amen.